Jou, is dit nie mooi nie? Ek het nie woorde nie. Ja. Vier soos 'n perd Ja. en die spirit wat hier uitkom nê, Ja. is die spirit wat jy hier Ja. op Sand Dune Lodge sien. Ja. Dit is 'n energie en 'n rustigheid. Dis baie rustig. Die mooiste ou bome, gras, vol struise. En die lieflikste mense. Ja. Die mense wat hierdie lodge run, van die persoon wat jou kelner tot Jou die kamer skoonmaak, almal jou. Tot die ouens wat in die karre ry in die veld. vriendelik. Veldwagters. Ja, ja. Dit is 'n heerlike, wonderlike plek hier waar die rooi sand gedui. So ons gaan kuier bietjie nou binne. Kan baie duidelik sien hoe gemaklik is ek hier op Sand Dune Lodge. En by my is Sandra Gunter. En sy is die bestuurder hier by Sand Dune Lodge. Sandra, hoe het jy hier beland? Van hoe lank is julle al hier, jy en jou man? Man, Henry ons het 2022 het ons hiernatoe gekom. Ja. Ek en my man is nou van amper 3 jaar op Sand Dune en 3 jaar in Namibia. Wow. En ons geniet dit vreeslik baie hierso. Die lodge, ons gaan nou terug na die lodge. Sand Dune se geskiedenis dit is oorgekoop deur die nuwe eienaar, nee. Dit is oorgekoop Ja. in 2014. Okay, toe het julle 'n bietjie verander of verander, ja. Hy het nou, daar was 'n vorige lodge wat hy toe nou afgebreek het en hy het heeltemal splinternuut oor begin bou. Ja, want dit lyk splinternuut hier. Ja, nee, hy het splinternuut begin oorbou en hy het ons het omtrent klaar met die ontwikkeling 2019, maar ongelukkig net voor COVID. Ja. So, maar nou is ons op die been en ons is aan die gang. Vertel net eers gou vir mense presies waar is Sand Dune Lodge? Sê nou maar jy ry nou uit Windhoek uit. Ry jy Gobabis toe? Ja, so jy ry om Maheke toe, jy ry Gobabis toe op die B6 op pad Botswana grens toe. En dan as jy net verby Gobabis is, op die C22 Amina se kant toe. Daar draai jy regs. Ja, ja. So ons is so 15 km uit Gobabis uit. Dit is so mooi. Julle het baie reën gehad. Dis groen hè, nê? Ons is so geseënd. Ja. Ons het regtig baie lekker reën gehad. Wonderlik. En ons beeste is vet en die diere is vet en almal is vet. Julle Almal- sien mos. Dit gaan goed op Sand Dune. Gaan goed. Sandra, kom ons begin by die kamers. As jy nou wil bly, ons kan nou getuig hoe verskriklik mooi is dit. Vertel 'n bietjie vir my, dankie. dit is double beddens, enkel beddens, dit is cottages. Ja, so ons het 9 dubbelkamers. Die 9 dubbelkamers het 'n koninggrootte dubbelbed in. En dan het ons 3 twinkamers. So hy het 2 3/4 bedjies. So die kamers is dan 12 in totaal. Ja. En dan het ons 3 familiecottages waarin 4 mense kan slaap. Wat verskriklik mooi is. En dit het 'n kombuisie ook, Hy het 'n nê? kombuisie en 'n klein stoepie waar jy nou kan braai en 'n klein Dis meer vir sitkamertjie. self-catering, Hy's nee, meer Sandra? self-catering, Ja. ja. So ons kry baie keer dat al 3 cottages uitbespreek is en dan so 'n familie get together en dis Ja, en jy vertel ons speel hulle cricket hier agter. en ag volleybal en you name it. Dis baie lekker, dis baie gesellig. Dit is hier's verskriklik baie ruimte, maar dis ook vir my so dit voel soos vlakte, maar dit voel ook privaat, nê? Dis nie dat mense in mekaar se gesigte is heeltyd Ek nie. moet tog al vir jou sê, wat lekker is oordat hier so baie ruimte is en dis oop en is groot. Ja. Maar dit is tog naby genoeg dat almal kan weet jy's op 'n plek. Ja. As ons nou sê net maar so Kersfees het, dan as die lodge volgeboek is nou is ons 36 gaste. Maar dit voel nie
te crowded nie, dit voel nie op 'n knop dit is wat ek nie. wil sê, ja. Dis Almal is nie eintlik so baie bo op lekker. mekaar nie. Nee. Sandra, wat kan mens alles doen hier by Sand Dune Lodge? Ons het die fat bikes gesien, nê? Ja. So die fat bikes, as jy nou fiks en gesond is, dan vat jy hierdie sand af. Ek en jy bly hier op hierdie. Ek en Ons bly jy, net hier. ons gaan vir hulle kyk. Ja. Ek vir hulle lag as hulle val in die sand. Maar dan het ons bietjie hiking trails. Ons het so jy kan nou of 'n maklike enetjie vat wat nou nie te erg is nie, of 'n medium, of dan nie weet daai fat bike oudjies. Ja, wat Wat jy hom- nou 'n bietjie uitdaging het. Ja, As jy hulle- nou regtig verveel Hulle is. kan hom nou ook vat. En dan het ons hierso, ons doen konferensies, ons doen spanbou, ons doen soos wat ek vir jou sê verjaarsdagpartytjies, ons doen troues, ons doen alles wat lekker is. Alles wat lekker is. Ja, ek wil nou net sê dit is Sand Dune Lodge se motto. Is Ja, alles wat lekker alles wat is. lekker is. Die is daar 'n sundowner? O Ja. ja. Ons het 'n beautiful sundowner, so ons vat jou op 'n 2 ure game drive. Ja. En dan vat ons jou na 'n plekkie toe waar jy nou ietsie eet en ietsie drink en die son sak kyk oor die Niks lekkerder bosveld. nie. Niks lekker Ja. nie. Julle gaste, want julle is nou op die ek wil nou sê tipe van die roete wat deur nou Botswana kom. Ja. Ja. So is dit meestal Suid-Afrikaners, het julle oorsese toeriste? Wat is julle Ek moet vir jou sê dis so 50-50. Ja. Ons het baie windhoekers wat oor 'n naweek kom kuier, Ja. dat hulle net bietjie van die stad af kom wegkom en stilte? 'n stilte kan hê. En Ja. hierso kom ontspan hulle. Jy kan mos sien hierdie. Ja, nee, definitief. Ek gaan hierdie ding in my kar laai. Maar okay, ja, ons gaan aan. Ek kan jou ongelukkig nie help nie. Maar die internasionale gaste ja. So ons is gewoonlik op hulle roete op pad Botswana toe of op pad terug. Gewoonlik kry ons hulle as hulle nou klaar Caprivi Botswana gedoen het en ons is hulle laaste stop op pad lughawe toe. Ja. So wat lekker is vir hulle is hulle het nou lekker gekamp Ja. en dan word hulle amper weer mens by Sand Ja, hulle Dune. kan nou actually 'n warm stort vat. Ja, en dan is hulle nou mooi uitgerus vir hulle vlug huis toe en dan is almal happy. So dis jou self-drive ouens. Dis nou die wat Dis die- nou self toer deur die land. Ek het ook baie toeragente wat die toergidse saamkom, Okay. want hulle nou privaat toere gaan. Ja. Ja, en dan verder het ons maar die Suid-Afrikaners wat kom kuier en ons En mense Namibiërs ook. ons ja. mense wat ook maar net 'n bietjie 'n breek Ja, nodig en het. want ek dink dit is belangrik ook dat jy jou Namibiese mark ook dien, hè? Definitief. Sandra, Definitief. Ek het al sakopmoenders gehad. daar sy. Wat net hiernatoe gekom het net vir 'n bietjie son. Ja, okay. Ek het daar gebly. Ek kan dit verstaan, Ja, ja. Die toerismebedryf is redelik, dis ek dink nou in Engels, fickle. Want dan is hy goed, dan is hy sleg. Voel jy dit is nou 'n bietjie offer? Is dit dat mense nou bietjie eers hulle geld tel voor hulle kom of Ek moet sê vir my voel dit die internasionale gaste het bietjie afgeneem teen laas jaar. ja. Alhoewel ons tog nog steeds besprekings kry Ja, vir ja. volgende jaar al, het dit maar redelik bietjie afgegaan teen laas jaar. Ons locals is nogal redelik besig. Hulle reis nog goed. Ek sien hulle soek al vroeg in die jaar vakansie. So hulle bespreek nou. So Ja, julle ja, is ja, ja. heeltyd oop, Sandra. Ja. Julle maak nie toe oor Kersfees, dit gaan see toe nou weer nie. Nee. Ons bly net hierso. Dis lekker hier op Sand Dune. Julle gaan nie see toe nie. Nee. Ons is altyd oop. So Lekker. ja. Iets wat ek nou vir jou wil vra, as gaste, as jy nou uitvra na die tyd, wat was vir hulle die lekkerste of iets? Hoekom dink ek kom mense Sand Dune doen? Wat is dit vir hulle die stilte? Is dit die wild? Wat dink jy? Vir my is dit nou hierdie stilte. Hier is 'n sielsrus gevoel hier. Ja, dit is so. Nommer 1 is die staf. Okay. Jy sal sien ons staf hierso. Die gaste is al op
eerste naam basis met Oh, almal wonderlik, ja. hulle ken hulle al op hulle Ja. name en ons het baie gaste, internasionale gaste wat jaarliks kom kuier. O, wat En- terugkom? Ja. So hulle kom kuier jaarliks en ons onthou hulle almal en dan net van ons noem hulle nou maar hulle is nou al deel van ons meubels. So ja, maar dit is Wow. ek moet sê dit is ons fantastiese flinke staf. En dit wys net hoe ongelooflik is julle. Want die lodge is nie net 'n gebou nie, dit is die mense ook daar, dat mense terugkom aan mekaar, want dis wat jy wil hê, nie. Dis presies wat ons wil hê. Ja. Wat is vir jou die lekkerste? Jy's nou hoeveel jaar het jy gesê is jy Amper nou 3 maar jaar. amper 3 jaar. Amper Wat is 3 vir jaar. jou die lekkerste? En onthou dit word uitgesaai, Sandra, so jy kan nou nie lelik. Ek gaan nou nie alles wat lekker is nie. Man, ek sal sê dit is tog wel lekker om al die verskillende gaste te ontmoet en hulle Ja. lewenservaring. Is jy nie vir mense, want Och, jy ek lag en praat so lekker. Ek love die mense. Is dit? Nee, ek love die mense en ons het nou gaste gehad van Kanada af en jy weet hulle is op 'n 44 dae toer op fietsse wat hulle 8 lande besoek. Sjoe. So, jy weet en hulle vertel vir my van hulle stories van oorsee en hulle lekker. van hulle kinders Maak by die die huis wêreld so oop, nee. Heeltemal, Ja. heeltemal. Ja. So die gaste is lekker en soos wat ek gesê het, my span, dit Ja. is ek het so 'n stoute enetjie wat ons maak mekaar skrik elke dag, dan is dit die grappie van die dag. As jy mekaar skrik ja. So jy probeer om uit te oorlê of is dit 'n haar? Nee, dis sy. Is Dis dit sy? ek en sy. O. Ja, ons het nou al spanne. Wat jy mekaar skrik. Ek is bang om vanaand. Ek sal sorg dat ons vinnig ons deur Nee, sy is daar 'n bietjie af Jy maak vanaand. nie gaste skrik. Nee, nog nie. Nog nie. Okay. Maak nie gaste skrik nie. Het julle enige planne, Sandra? Dis altyd moeilik want mens moet tipe van 'n toekomsblik hê voordat jy sê net maar nuwe goed aanbou of iets. Maar is daar enige planne wat julle nog Ek's baie sal opgewonde. maak? Ja. So my aktiwiteite. Ja. Okay, so volgende jaar, maar ek werk nou al aan my aktiwiteite, maar dit is besig om in die proses. Ja. So ons gaan 'n ontbyt in die bos. So jy gaan in die heerlik. bos, dan gaan ons vir jou ontbyt maak in die bos. Waar jy die son opkom sien en jy eet in die Ons bos. okay, dis 'n date. Onthou, Maar dis ons is dis nog nou terug. volgende jaar moet jy asseblief terugkom. Yes, nee, dis 'n date. Ek gaan dit nou op my selfoon 'n reminder sit. Ja, en dan het ek het 'n piknikspot wat ek besig is om reg te maak waar die mense nou met hulle kom op sulke groot kameras. En dit is by 'n watergat. Ja. So dan wil ek hulle daar los met hulle piknikmandjie en soos wat die diere inkom, dan kan hulle van hulle foto's neem en ja, so daar's 'n paar planne in wat Vertel gou wat net op pad is. Ek kan nie wag vir dit nie, maar vertel asseblief nou net vir afsluiting. Want jy het baie spesiale gaste ook hier. Van die een wat wat is daai gogga wat ek opgetel het op die gras? O, die rhino beetle. Ja. So Ja. jy het 'n gas gehad van oorsee wat vir die museum werk wat Iewers in Engeland. wat goggas kom kyk. Hy kom goggas kom kyk. Hy het my hele grasperk se goggas opgetel. As jy kan sien, daar's geen swart goggatjies op die gras nie. Daai kleintjies ook. Daai dung beetles. Ja, ja. Daai ja. Want gewoonlik as hulle mos hulle eiertjies lê, dan het hulle werk gedoen is op hulle die klaar, aarde, ja. dan is hulle nou klaar. En die man en sy vrou het vir 3 dae lank geloop en goggas opgetel. En die goggas is gewas en alles en gesaamgevat. Gedraai en Mooi, uit met 'n 'n kwassie, alles, sak vol. toiletpapier. Ja, so Ja. so 'n gogga van sand dune is iewers in 'n museum Ja. in Brittanje. Ons het 'n paar dae. En ons moes ek en ons het 'n ons het 'n oupa wat werk in die tuin vir ons en sy kennis van die veld is net ongelooflik. Ja. Maar hy kom ons nou net Afrikaans praat. Ja. So toe sê ek vir hulle, weet julle wat, kom ons loop saam met hom. Ja. En hy vertel vir my en ek vertel vir julle. Ja, ideale gids, né? Luister, maar toe kom die man met sy groceries. En dis 'n net en dis nog 'n net en dis sakke en dis en ons gaan vang goggas. En ek wil spore kyk en diere kyk. Nee, ons kyk net goggas. Ja. En so het jy ook seker geleer wat alles is hier, né? Wat 'n Ja, en ek het wat ook- mens kyk vir kameelperde en Ja. olifante en goeders. Ek sê nou nie dit is hier nie, maar jy bedoel jy kyk
Bo, nie onder Ja, nie. kyk, en mens weet nie wat is die belangrikheid van die Ja. voggas nie. Ja. En wat hulle in Australië gedoen het is interessant. Dis ook al weer een van my gaste wat my nou dit vertel het. Ja. Hy is 'n Australianer en hy's ook 'n wetenskaplike. En Australië het baie vliee gehad. Ja. En toe kom doen hulle navorsing in Namibië oor hierdie dung beetles. Skus, ek weet nou nie wat Ja, is ja. sy Afrikaanse naam nie. maar- Miskruier. Miskruier, Miskruier, daar toe ek sy, nou dankie. dang mis- okay. Miskruier. Ja. En hulle kom doen nou navorsing en hulle vat toe die miskruiers Australië toe. En nou het hulle minder vliee. So die miskruier, wat? Vang die vliee? Nee, want die miskruier hy rol nou mos al die Die mis bolle op en hy O, bære natuurlijk, dit. daar's niks om op te sit, dan so kom hoekom die- sal hulle kom die soontoe vliee gaan? nie so baie nie. Ja. Briljante idee. Okay, ek So die gaan goggas nou- is belangrik. Ja, natuurlik. Elkeen het sy plekkie. So ek gaan nou miskruier soek. Ek het so lekker met jou gesels. Ek sal heeltyd gesels en ek is mal oor jou lag. Dit is heerlik. En Jou gaan nou bietjie kuier in die kombuis. Maar dankie Sandra. Dankie Kuier so Henriette. lekker hier by jou Dit op die was bank. baie lekker. Dankie Henriette. Dankie. Ons is hier in die kombuis by Sand Dunes met die span wat sorg dat jou maag sing van lekkerte. Ons het vir hoofchef Patricia Garrises, die man wat glo vleis is soos botter in sy hande. Die vleisguru is Petrus, oupa Petrus Mattheus en dan die allrounder. Bernice, wat is jou van? Daar het jy dit. En dis sommer vandag al verjaardag. Baie geluk ook van ons kant af. Kom ons begin dadelik kos maak. Patricia, oupa Petrus gaan vir ons wild iets spesiaal met wild maak, spesifiek gemsbok in hierdie geval. Ja. Maar ek wil graag by hom weet. Wat verkies hy? Wild of plaasvleis? En hoekom? Oupa Petrus sê, hoekom hy die wildvleis verkies is. Hy sê, dis wildvleis. Ja. En ons is by 'n gameplaas. En hier sit ons meestal gamevleis eet, dis hoekom hy dit verkies. Die manier hoe hy dit gaar maak, hy sê dis maklik om dit gaar te maak, vinnig om dit ook gaar te maak. So hy sê dis hoekom hy lief is vir dit. En hy sê hy gaan 'n wild steekie vir ons gaar maak. 'n Lekker wild. Ja, 'n lekker steekie. wild. Okay. Steekie gaan hy vir ons Nou maar laat hy voorberei. wegspring. Ons gesels terwyl hy werk. So jy kan vir ons vertel wat hy doen en hoekom hy dit doen? Okay, so Petrus gaan 'n eiertjie klop. Twee eiertjies gaan hy klop. Moet jy dit bietjie roer? Klaar? Is hy al lankal die 'n chef? Ja, hy is as chef, mevrou. Maar hy's al lankal een. Ja, Doen hy hy is- dit sy hele lewe lank? Ja, hy is lank in die bedryf. Yes, like.
kan nie wag vir daai bord kos nie. En dit is letterlik borde. Oeh, nou wat ek in die kombuis gesien het, my mond water. En dit pas, dit is lekker stil, die voeltjies van, kom met jou. Hallo, Julle 'n game snitchel en 'n chippies fantasties. en mooi gedekoreerde bordjie vir julle. Nou wie het hierdie eintlike kosietjies georder? Wat? Ek was dit ek. Was dit jy by die game schnitzel? Yes. Ja. Okay. Jou eet nie schnitzel nie. Nee, Kan ek maar nie. Jy kan neersit Absoluut. baie. Dankie Lydia. ons gesels met Lydia Shedhu. Ja. Sy is die Hoofkelner. sy is die vasvatter hierso. Lydia, waar kom jy vandaan? Ek kom van Okakarara af. Okay. So ek het daar groot geraak, maar my skool het ek by Okanja skool gegaan, dis nou App skool. En toe gaan ek die hoërskool by Okanja sekondêre skool. En wat is vir jou lekker hier by Sand Dune? O, die lekkerste hierso, dis nou die environment waar ons in. Die chefs hoe hulle se kosies maak en die management hoe hulle die gaste hanteer, gaste behandel en ek is 'n waitertjie hierso. So ek is die eintlike enetjie wat nou met die gaste bietjie gesels en entertainment met alles. So ek Jy entertain vir. ja, ek entertain. Jy hou hulle gelukkig. En gelukkig ja. So meeste van hulle kom terug en dan bring hulle ook sommige groepe wat hulle bring. Ja. So dis dan lekker kosietjie wat ek het ek kom vandaan. Dis fantasties, Jy lyk baie sommer dankie. gelukkig. Baie dankie. Lydia, ek weet nie of jy Jo se kos ook wil Ja, bring nie, want nee. ek gaan nie met haar deel nie. Okay, ek sal sien wat jy. So wat gaan jy kry, Jo? Wat het julle alles daar binne dink gemaak? Ek het 'n vark choppie op my bord. Oh wow, hierso kom lekker jou nou. Hier's stukkie. jou nou, Jo. Ons het vir jou 'n paste like hierso. O, lekker. En mashed potato. En dan is dit nou die pork chops met caramelized Heerlik. Daar sy sit neer baie oh my En word. slaai. Verskriklik baie Baie dankie. dankie, Lydia. Ons gaan so lekker eet. Dit lyk fantasties. Myne is lekkerder as jou dan. Dit sussie. Sal maar Nee, nie. Jo. Oh, lekker. My goeie genade. Kobai almal, ons kou nou. As jy die lekkerste pork chops in jou lewe wil eet, kry En jouself by Sand Dunes. Sand Dunes se wild vleis. Schnitzel. Pork chops, Schnitzel. pork chops, Schnitzel. pork chops. Jo, ek gaan nie weggaan nie ooit weer nie. Jo, waar's jy? Hier's ek. Ek is nie lus vir praat nie, want as jy stil bly dan hoor jy die duwe. Ja. Jy hoor die spreiers. Dis net heerlik. Dis baie en iets wat baie kenmerkend is van Op die Sand Dune lodge, Lodge is al hierdie pragtige beelde, Bronsbeelde. bronsbeelde. Hierdie een se naam is Duke. Hy is vernoem na 'n veldwagter wat in die Creole Wildtuin Laarsabie gedeelte in 1902 tot 1923 gewerk het. Ja.
En hy was blykbaar 'n baie bekende olifant. Ja. Nie die veldwagter nie, die olifant. Die olifant. Ja. Liewe genade. Maar daar's asof die diere op Sand Dune Lodge, die regte lewende diere, nie indrukwekkend genoeg is nie. Is daar 'n klomp van hierdie bronsbeelde, van Bernie van der Vyver, oorspronklike werke. Daar is En fotos ook in die die kamer. foto's in die kamers. Ja. En weet jy wat, En skilderye ook wat hy maak. Ons het- Alles ons van het- wildlewe. ons het daaroor gesels. Dis nie die gewone run-of-the-mill uitbeelding van diere in Afrika nie. Dit is uniek. Afrikaans. Interessante hoeke. Maar jy sal vir jouself moet kyk. Dis Kom ongelooflik. kuier asseblief by Sand Dune Lodge. Jy gaan letterlik hier wil bly. Ongelooflikste mense, ongelooflikste plek.